Hallo almal en baie welkom. As jy in graad 6 is, dan is hierdie spesiaal vir jou. Vir die volgende paar minute is ek jou studiemaat. Ons gaan lekker vinnig deur 'n paar belangrike vrae werk, sommer so in 'n vasvraagstyl, om seker te maak jy's heeltemal reg vir daardie eksamen. Is julle gereed? Mooi, kom ons spring weg. Goed, hier's ons padkaart vir vandag. Ons gaan deur 6 afdelings beweeg. Ons begin by wat rituele is en ons eindig met hoe ons mekaar met respek behandel. Teen die einde, ek beloof, gaan alles perfek sin maak. Reg, afdeling 1. Kom ons duik sommer dadelik in en kyk wat ons alles kan onthou oor hierdie ding wat ons oorgangsrituele noem. Goed, eerste vraag uit die koker. Wat presies is oorgangsrituele? Dink gou 'n bietjie daaroor. Ja, jy's reg. Dis daardie spesiale gebruike, daai seremonies wat gebeur wanneer ons van een fase in ons lewe na 'n ander beweeg. Jy weet, soos van kind na volwassene of van ongetroud na getroud. En kan jy die 4 groot lewensfases noem waar hierdie rituele plaasvind? Kom ons kyk. Ja, geboorte, natuurlik. Dan troues, begrafnisse en ook doop. Dit is basies daai groot oomblikke, die mylpale in 'n mens se lewe wat ons met spesiale seremonies vier. Nou vir die lekker deel. Kom ons beweeg aan en kyk hoe hierdie rituele in verskillende kulture en gelowe reg oor die wêreld lyk. Hierdie deel is regtig super interessant. Goed, kom ons kyk hoe skerp julle is. 'n Paar vinnige vrae. Eerstens, in baie Afrika-kulture, wat doen hulle met 'n pasgebore baba se neelstring? Ja, hulle begrawe dit. Tweedens, die wit trourok in die Christendom, wat simboliseer dit? Reinheid, presies. En laastens, in Islam, hoekom sit hulle badelsap op 'n baba se tandvleis? Dis sodat die baba se heel eerste smaak in die lewe iets soets kan wees. Pragtig, né? Kom ons gaan aan. Wat doen 'n Joodse bruidegom heel aan die einde van die trouseremonie? Hy breek 'n glas, ja. Volgende. 'n Hindoe paartjie stap om 'n heilige vuur by hulle troue. Hoeveel keer? 7 keer, dis reg. En laastens, in boeddhisme, wat word in die wieg van 'n seentjie en 'n meisie gesit? Vir 'n seentjie is dit gereedskap en vir 'n meisie 'n naald en garing. Dit simboliseer die rolle wat hulle dalk eendag sal vervul. Goed, nou kyk ons na die rituele rondom die einde van die lewe. Dit is ook 'n baie belangrike oorgangsfase wat oral met groot respek hanteer word. Goed, 2 vrae hier. In baie Afrika-kulture, hoe wys mense dat iemand in die huis oorlede is? Hulle bedek vensters en spieëls met as en hulle dra swart klere. En wat is 'n kafan in die islamitiese geloof? Dis daardie eenvoudige wit lap waarin die liggaam toegedraai word voor die begrafnis. Kom ons kyk gou na wat mense glo na die dood gebeur. Wat is die groot geloof in boeddhisme? Dis die geloof in wedergeboorte, ook bekend as reïnkarnasie. Die idee dat jou siel weer in 'n nuwe liggaam gebore word. En wat doen Hindoes met die as van iemand wat veras is? Ja, daai as word in die natuur gestrooi, gewoonlik in water, soos 'n heilige rivier. Goed, tyd vir 'n paar sleutelwoorde. Hierdie is belangrik vir die eksamen, so kom ons maak seker jy ken hulle. Hulle help ons om al die gebruike beter te verstaan. Kom ons kyk of jy hulle onthou. Reg, vinnige definisies. Eerstens, wat is lobola? Dis die betaling soos geld of beeste wat die bruidegom se familie vir die bruid se familie gee. En 'n chupa, wat's dit? Dis daai spesiale aftak by 'n Joodse troue. Wat beteken om iemand te veras? Dis om 'n liggaam te verbrand tot as. En laastens, die ketubah. Dit is die amptelike Joodse huwelikskontrak. Fantasties! Nou hierdie is 'n baie belangrike konsep wat alles so 'n bietjie saambind. Wat is die verskil tussen waardigheid en respek? Dink mooi hieroor. Dis 'n goeie een. So die groot verskil is dit. Waardigheid is iets wat elke liewe mens het. Dis die wete dat almal belangrik is net omdat hulle mens is. Dis ingebore. Respek aan die ander kant is die aksie. Dis hoe jy wys jy erken daardie waardigheid in ander. Onthou dit so. Waardigheid is wie jy is, respek is wat jy doen. Goed, ons sluit af met die kernleringe van verskillende godsdienste oor hoe ons mekaar moet behandel. Luister mooi, want hierdie goue reëls is regtig die hart van alles waaroor ons gepraat het. Goed, wie is die leier in boeddhisme en wat leer hy oor respek? Dis die Boeddha, ja, en sy lering is so eenvoudig maar so kragtig. Wees vriendelik en eerlik met almal. Moenie op mense neersien nie. Wat is die naam van die Joodse heilige boek en wat is hulle goue reël? Die boek is die Torah. En die reël is een wat ons almal ken, né? Behandel ander presies soos jy behandel wil word. En wat leer Islam ons oor hoe ons vir ons bure moet sorg? Dis eenvoudig. Kyk uit vir mekaar. Maak seker die mense om jou kry nie swaar nie. Dis 'n ongelooflike, kragtige oproep tot omgee.
Wat is die heel belangrikste ding in tradisionele Afrika-gelowe as dit kom by respek? Die kern is gemeenskap. Dit gaan alles daaroor om te deel, om mekaar te help en om respek te wys vir die natuur en natuurlik vir die wysheid van die voorouers. Wat glo Hindoes oor waar 'n mens God kan vind? Hulle glo God is in elke liewe persoon. En dink net hoe briljant daai idee is. Dit verduidelik presies hoekom respek vir almal so belangrik is, want jy respekteer die goddelike in elke mens. En laastens, wat is die belangrikste opdrag in die Christendom oor hoe mense mekaar moet behandel? Dis eenvoudig, maar dis diep. Wees lief vir mekaar. Dit is regtig die hart van hulle hele lering. En dis dit vir ons hersiening. Julle was fantasties. Ek hoop regtig hierdie vinnige oorsig het gehelp om alles so bietjie vas te lê. Van my kant af vreeslik baie sterkte met daai eksamen. En ek los julle met hierdie een laaste gedagte om oor te dink. Hoe help al hierdie tradisies en reëls ons om mekaar beter te verstaan en, nog belangriker, om mekaar met ware waardigheid te behandel?